Prys die Here. Ek wil vanmôre vir almal baie welkom sê in die huis van die Here. Amen. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker onder die salwing van die Here. Amen. Hoor mooi vanmôre, kind van die Here. Ons moet nooit toelaat dat die salwing in ons lewe verminder nie. Amen. Nie toelaat dat daar iets kom wat jou salwing by jou kom steel nie. Amen. Prys die Here. Kry die pynappels uit jou lewe uit. Dit wat verhinder dat God kan deurwerk. Prys die Here. Baie welkom vir elkeen van julle. Kom ons dien die Meester. Hy alleen is trou. Prys die Here. Ek gaan van Roneel vra om vir ons te open met gebed asseblief. Dankie Here vir u teenwoordigheid. Dankie dat ons onsself kinders van God kan noem. Baie dankie vir die Heilige Gees wat altyd teenwoordig is. Baie dankie dat ons vandag met 'n nuwe boodskap hier kan uitstap. Ons bid vir die prediker, Here. Ons bid vir die Heilige Gees. Ons bid dat u elkeen van ons sal aanraak met u liefde en u genade en u seën. Jesus wil. Amen. Amen. Kom ons staan op en ons sing lekker saam. Ek prys my Here hemel. Amen. Amen.
Wanneer ons vir U prys, Jammer, is op die straat en Nie op die straat en nie op die plein en nie. begin eerder. Ek kan nie gaan daar by die kruis. Ja, ja. Ja, druk nie.
Risianda basianda kusiti. Sikandanda basianda. Sianda basiti. Risianda kuyanda basianda basianda basiti. Tianda. Risianda basianda kuyanda bandala baba banda basianda basiti. Rikandanda basianda. Kurianda. Sikanda basiti. Sikanda. Here sê, soos julle my sien weggaan het, so sal julle my sien terugkom. Elke oog sal hom sien, elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat ek Jesus die koning is. Dankie, Here. Shanda basianda. Shanda basiti. Sê die Here vanmôre vir jou. My woord is ja en amen. Ek kom weer om die getrouwe kinders van God te kom haal. Sê die Here vanmôre. Amen. Los vanmôre alles wat skeidsmuur maak tussen my en jou. Werk dit vanmôre weg van jou kind van God. Keer terug vanmôre na jou eerste liefde. Sê die Here van die leerskare, soek my weer. Soos jy my gesoek het met 'n honger soos 'n oupa babatjie. Soek na daai bors om te suig. Sê God vanmôre, soek weer daardie suiwer melk by my, sê die Here. God sê vanmôre, moenie eendag staan, sê Here, ek het alles gehoor. Ek het die weg geken, Here, maar ek het dit nie gewandel nie. God sê vanmôre, terwyl dit môre is, terwyl daar 'n asempie in jou neus gaat, sê die Here, keer terug vanmôre na jou eerste liefde, sê die Here. God sê vanmôre, ek is 'n jaloerse God. God sê, ek gee aan my alles vir jou. Moet ek tevrede wees met die weggooi wat jy vir my teruggee. Daai ou tydjie wat jy maar niks anders te kan doen as net om te roep nie. Sê God dan vanmôre moet jy in 'n probleem kom wat jy aanhou sal roep. God sê terwyl dit die wel aangename tyd is, roep my aan, soek my, maar eer my ook vanmôre, sê die Here, vir dit wat ek vir jou doen, sê die Here van die leerskade. God sê vanmôre, hoor my woord vanmôre. Nie almal wat sê Here, Here sal ingaan nie. Maar hulle wat die wil van my Vader soek. God sê vanmôre, word weer 'n soeker van my wil, sê die Here, sodat ek jou sal optel en jou sal sien, sê die Here. Sê die Here vanmôre vir jou hardes minnaar, tel jou hande op in die lig. God sê as jy vanmôre erkentlik moet wees, moet jy vanmôre sê tot hier toe. Het jy my deur gedra? Tot hier toe was jy vir my goed. Sê vanmôre, God is goed en dis al. Wil ons almal nie vanmôre ons hande in die lug opsteek. Sê die Here God, jy is so goed vir my. Ten koste, ten spyte van my kwaad, Here. Bly jy goed, Here. Maar help ons, Here, dat ons kwaad sal bely, Here. Here, wanneer jy in operasie sal gaan, dan haal hulle dit uit jou uit. Maar die oorsaak is van jou siekte. God sê vanmôre, kom na my toe, my kind. Roep my aan in die dag van benoudheid. Kom lê vanmôre voor my, sê die Here, sodat ek dit kan uithaal. Wat die oorsaak is van jou sonde en ongeregtigheid. Sê die Here van die leerskare. God sê ek het jou vanmôre so lief, dat ek weier
dat jy verlore gaan, sê die Here. Vanmôre is my goedheid en my genade vir jou groot, sê die Here van die leerskare. God sê vanmôre vir jou suster Selma oor die woord van die Here, omdat jou gemeente jou bloedkinders is, sê die Here, omdat julle gebind is met die bloed van Jesus, sê God vir jou, gaan vir jou baie ander kinders bygee, sê die Here van die leerskare. God sê die droom wat jy gehad het van die babetjie, God sê omdat jy getrou is aan die man, sal ek jou aanstel oor veel, sê die Here. God sê ja, jy sal die rigter wees, sê die Here van die leerskare. God sê omdat jy moeders hart het, gaan ek vir jou gee, my kind, en jy sal waak oor hulle, soos 'n moeder oor haar kinders. Ja, ook raas en waarsku, sê die Here, maar met liefde, sê die Here van die leerskare. God sê ja, hoor my woord. Amen. Omdat julle voltrou geglo het, sê die Here, sal ek vir julle deurkom, sê die Here. Dankie, Here. En julle sal nog sien, sê die Here, hoe my plekkie gebou word. Julle sal elke dag daar staan met julle hande in die lug. God sê, as die palisade opgesit word, kan julle die hele gemeente roep en sê, kom kyk, Halleluja. God het hier gekom. Ja, dit waar. Ons het nie geslaan Ja. soos in die lig nie, maar ons het geslaan in die geloof, sê die Here. Amen. God sê net geloof behaag my, sê die Here. God sê julle is getoets in die geloof. God sê julle sal sien, sê die Here, dat ek die God van geloof is. Nie in 'n mens nie, sê die Here, maar in my, sê die Here van die leerskare. God sê vanmôre vir jou broerneel, suster Kikkie. God sê, plaas julle voete vas op die grond, sê die Here. God sê, gaan iemand op julle pad stuur, wat sal roep uit die moddersluit uit, en sê, ek is verlore, help my. Hoor jy vanmôre, help my. Ek sal die woorde op jou tong lê, vir hierdie persoon. Moddersluit op te rig. En God sal sê vanmôre, daardie persoon sal langs julle staan, en julle sal sy moeder en vader in die geloof wees, sê die Here. Ek praat nie, sê God vanmôre, van bloedfamilie nie. Ek praat van ingeboude familie, sê die Here. Verlore gaande familie, wat teruggekeer het, sê die Here, na sy oorsprong, wat ek vir hom bepaal het, sê die Here van die leerskare vanmôre. Sê die Here vanmôre vir jou Sean, hoor die woord van God. God sê, moenie links of regs afwyk, my kind. Loop in my weë. Geen omkoop persent is die moeite werd. Amen. Om te ruil vir dit wat ek vir jou opwag het, sê die Here. God sê, staan styf, my kind. Herken my in alles wat ek vir jou doen, en ek sal jou seën, sê die Here van die leerskare vanmôre. Die Shanda sê die Here vir hierdie gemeente vanmôre, ek het julle lief met 'n ewige liefde. God sê vanmôre, julle is myne. Julle is bloedgewas. God sê bly bloedgewas. God sê roep die beloftes oor jou lewe uit, sê die Here. Jy vat geen negatiewe gedagte in die naam van Jesus. Sê môre, julle sal saam in die nuwe kerkie my naam verheerlik. God sê vanmôre oor die woord van die Here, broer Willie. God sê vanmôre, die Here gaan jou help. Dan hy 3 mense wat die Here gewys het, wat met die trekklaviere gaan inkom, gaan langs jou staan, en ons gaan die naam van God groot maak. Want God is 'n
begin by die Here, halleluja. Prys die Here. Prys die Here, prys die Here. Dit sal vir julle wees, net soos julle glo, sê die Here van die leerskare. Glo my vanmôre, vertrou my vanmôre. Broer Wayne, hoor die woord van die Here. Jy dink so min van jouself. Jy toets jou altyd aan ander mense, jy en jou vroukie. Maar God sê vanmôre, hoor, ek het julle getoets. En julle het goed geweeg, want Jesus is saam met julle op die skaap. Broer Gert en suster, hoor die woord van die Here. Moet nooit, sê die Here, dat julle stemme stil raak vir my nie. Tydig en ontydig, sê die Here. Kry jou musiek reg, suster, en sing tot eer van die Here. God sê, ek roep jou vanmôre om hier in leiding Christus voort te wil, ook 'n voorsanger te wees. God sê, ek sal 'n weg maak dat jy op jou eie musiek kan sing, saam met die orkes. Jy gaan jou inoefen, sê die Here, en ons gaan 'n magtige instrument op God se hand wees, sê die Here van die leerskare vanmôre. God sê vanmôre, steek jou hande in die lug, suster. God sê vanmôre, het nog 'n groot plan vir jou. God sê, wanneer jy die hart so vat en jy hark hierdie stuk grond. Niemand sien dit raak nie. Jy loop ook en vertel nie. Maar ek sien dit raak, sê die Here. God sê, dink wie dan vir jou die krag gegee om dit te doen? Sê die Here, jou krag kom van my af, sê die Here. Prys die Here, halleluja. Prys God, halleluja. Ek wil net sê vir die Here, dankie. Ja, dankie Jesus. Dat U vanoggend so goed is vir ons. Dat U nog aan ons dink, Here. Dankie vir U bemoeienis. Dankie dat U vanoggend hier kon spreek met ons. Dankie dat U ons gees kon vernuwe. Gee die Heilige Gees van God al die lof en al die eer. Dankie die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bid dat U verder sal onderneem in die kragtige naam van die Here. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here, prys die Here. Het ons gebid vir pastoor Hardes? Ek weet God gaan hom seën vanmôre. Hou jou broek vas. Broer Helen en suster, toe ek daar voor staan, dan kry ek so 'n liefde van die Here vir hom. En julle nog nie begin nie, maar die Here het 'n groot doel met hulle in die tyd. So julle goedjies, julle is blommetjies. Pas staan by die Here. Vanoggend groet ek die geseëndes van die Here in die wonderlike naam van Jesus. Moenie laat mense julle minag nie. Moenie laat mense jou minag nie. Jesus het jou goed gemaak. Of jy nou 'n kleintjie het, en of jou hare staan soos hy wil, gaan kyk in die spieël. Jesus het jou goed gemaak. Amen. Moet nooit vergeet wie jou gered nie. Wie jou gered. En bly by daardie persoon wat jou gered het. En ek wil net gou vanoggend iets. Kareltjie en Riet. Petrus, as ek ooit vir julle antwoord gegee het, is ek jammer. Het ek julle ooit antwoord gegee? Dan is ek ooit jammer. Want jy is eintlik baie lief vir julle, moet dit nooit vergeet. Ons moet op die plek kom. Ek wil julle iets sê, die Here sê vir my, as jy groot vir jouself geword het, en jy vra nie meer om verskoning nie, hy sê vir my, is daar 'n groot fout in jou? Jy moet, dan sê ons het nie bitterheid nie. Jy lieg jouself. Jy moet gaan jammer sê, as jy iemand te na gekom het. En jy moet vergewe. Ons is almal net mense. Ek is 'n mens, Richard is 'n mens, Petrus is 'n mens, Karel is 'n mens. Ons ken nie hulle lewe nie. Ek ken nie hulle lewe nie. Hulle ken ook nie my stryde nie. Ek het deur hierdie 29 jaar, as ek nie aan die Here vasgehou het nie. Ou Richard, maar as ek al lankal in hy sloot gelê. Nag.
Want jy is te doen met 'n vyand ook. En mense wat praat en goed dat ek moet staan hoe familie oor die kerk se bou gepraat het. Dan dink ek, Here, dan gaan ek in die kombuis en dan sê ek, liewe Jesus, wat sê die mense? Ek kon dit nie hanteer nie. Want hulle weet nie wat ek weet nie. Onthou, niemand ken jou lewe nie. Wat vir hardes as jy daar in jou huis is en jy is in omstandighede. Net jy en die Here ken eintlik jou hart. Nie alle mense nie. En daarom gaan ek altyd na die Here toe en sê, Here, help my dat ek minder sal word en as ek iemand te nagekom het, dat ek jammer sal sê. As jy te groot geword het, besop jy op 'n verkeerde pad. Dit is so waar, jy hoor gou mooi. Ken die duiwel nie ons swak punte nie. Ja. Is dit waar? En hy hamer daarop. En hy hamer daarop. Hy hamer hy ding. Weet jy, ek is vanmôre so trots op wat God in my vrou se lewe gemaak het. Weet jy, kind van die Here, die laaste rekasie geld het. Maar kom mense, kom weer hulle kom vra hulle geld. En ons het nie geld. Ek sê laat ek 'n bietjie gaan vertel. Saam met jy, sit jy. En nou die dag vlieg haar budgie uit. Ek is so al 'n volkome budgie vanger, want ek het so 2 keer gevang en gesê as ek jou weer dry jou neer. Ek sien nie. Hy byt my. As dit kokkie nou by jou kom. Ja, kopie. En sonder vere is hy terug. Hoor gou mooi. En terwyl ons daarmee sit, kom mense weer na ons voorhekkie toe. Terwyl ons hoeveel keer gepraat het. En suster sê, maar nou sê ek vir julle, dat sta julle sit nie weer julle voete daar nie. En net 'n rukkie daarna, sê sy, Johan, wat sê die Here nou van my? Ja, ek het so gesê. En ek het stil gebly. Die Here skaam hom vir En my. vanmôre kom sy uit en sy sê die Here skaam hom vir my. Hy skaam hom vir ons. Weet jy, ons dink ons is beter as ander mense omdat ons nie stink nie. Hy skaam hom. En wat ons nie been nie, is God se genade. Ons dink ons is beter as ander mense omdat ons nie suip nie. Maar hoor mooi vanmôre, ons hoef nie te suip nie, ons hoef nie te hoer nie, maar as ons kinders, hulle is na dieselfde plek toe waar die kinderbek en die hoer en almal gaan na een plek. Ek vanmôre vir jou sê, as jy nie kan gaan en gaan bely en sê, hoorie, ek is jammer nie, is daar 'n skeidsmuur tussen jou en God. Weet jy wat? Ek kan nie bly soos my mamma en my pappa was. My ma was 'n helping, daarom is ek ook so. Kyk daar daarmee man. My ma het ingesê, daarom sê ek. Is dit waar vanmôre? Ons moet klaar kry daarmee. Jou ma sê die maatstaf jy moet doen. God se woord is maatstaf. Amen. As ons nie kan vergewe en gaan vryspreek en sê Here God help my. Ja, Dan sê ek vanmôre, ons sal die hemel van God. Halleluja. Daai toets gaan aan mekaar op jou pad kom. Is dit waar? Ja, dis waarheid. Mag die Here God help. Ja. Ek is so bly vir 'n vrou wat my rustig maak. En want ek het homself gevoel nou. As ek nou hier uitstap. Sy sê, "Wow, sit jy. Jou boude staan, love, jy kan nie opstaan nie, wat wil jy nog wat gemaak?" En hy was nie moet ek sê, in 'n sekonde lag ander mense en sê, "Dit hoe kinders van God is." En wat is hulle? Hulle is in daai lede in Christus kerk. Kyk hoe tree hulle op. Maar never mind die kerk. Hulle is kinders van die Allerhoogste God. En wanneer die toets kom, dan dop jy dit. Jy sal dit maar agtig dop tot jy nie voor God gaan lees. Want as mense praat oor hy saak met jou, dan kry jy skorpioen gees. En jy kan maar kwaad raak man, jy kan maar steek aan na my, dit maak niks aan my nie. Ek bring net God se woord. Terwyl dit self moet lees om te sê, Here help my, gee my oorwinning. Dat die ou van jou nie in my sal opstaan. Is dit waar? Broer Willie staan nie ou neer nog op in jou.
Ons almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die Here. Ek dink jare terug, man. Weet jy, ons moet bietjie terugkyk. Is Broeker Roos by iemand gestaan. En daai ou het my bevat, lang terug. Heavy bevat. Hy het hier by my gebou. Toe loop hy in die helfte van die gebou weg. Ja. Toe moet ek en susters jammer alles, die bloed het uit ons hande uitgeloop. Hierdie teels gelê op die vloer En hy staan daar by Broeker Roos. Die Here bring dit nou, ek weet nie, jy onthou het seker eers. En hy groet my, ek kyk om en dink jy poetjie. Ja. En Broeker Roos, hallo pastoor, hoe gaan dit met jou? Ek sê, joh, Here. Ek sê, hallo Willem, gaan dit goed met jou? Prys die Here, mag Jesus ons help. Dat as ons tereggewys word, Ja. dat die skorpioen duiwel in ons sal sterwe. Want hier help ons mekaar nog reg in liefde. Amen. Maar eendag gaan ons voor God verskyn. En al hierdie reg wat jy reg gehelp is, wat jy nie geluister het. Want weet jy, die ding het 'n storie om meer en meer te raak. Ja, hy word meer. Jy word al in die dorp van gepraat. Hulle praat van jou in die Is dit waar, kind van God? Terwyl jou naam moet verheerlik word, want jy is 'n ambassadeur vir Jesus. O, ja. Ons moet altyd dink, wat sê Jesus van ons? Here, is ek Jesus? Want God sê, jaag die heiligmaking en die vrede na met almal. Want sonder heiligmaking en vrede najaag, sal ons die koninkryk van God nie sien. Jy kind van God, om God te dien is nie once off en klaar nie. Nee, joh. Hy kom na kom sny jy weer af. Ek op pad om te loop. Hy stuur net weer jy wat op tonaal verkrim. Baie minder. Hy bok nie weer die toets. Dan moet jy sê, Here God help my. Dis waar. Minder. Wie van julle wat vanmôre hier sit, wil vanmôre sê, God help my. Jesus help my. Julle wil nie vanmôre kom soos 'n dokter, Here, 'n spesialis of 'n snydokter. En dit kom uitsny wat sal verhinder dat ek die hemel sien. Here, ons kry net een kans. Dankie Here vir 'n ou kerkie waar ons nog hoor sonde. Ongeregtigheid is ongeregtigheid. Here, ons praat nie van groot sondes nie. Ons praat vanmôre van die klein jappels wat die wingerde verwoes. Here, die sonde begin so klein. So proe net aan ons. Ag, almal doen dit, ek kan dit doen. Nee, ons is nie onder die almal nie. Ons is veronderstel om die kinders van God te wees. Help ons, Here. Amen en amen. Nou. Luister vanmôre daai boer van Suidwes, hy bless mense. En ek luister vanmôre wat hy vertel van die eisters, die slageisters wat hulle vir die wilde diere stel. Hy sê en baie kere dan vang jy diertjies wat jy nie moet vang nie. Hy sê nou lê daar 'n diertjie en hy skreeu. Ja, vang. Hy sê as jy hom uithaal en hy hardloop weg. Hy sê so is Jesus daar. Die slageisters is vir ons gestel. Ja. En hy slaghuis vang ons. En dan kom my wonderlike skrif, roep my aan. Die dag van benoudheid. Here help my. En hy kom en hy kappie ons kop af. Hy herstel ons. Want daar is niemand so sag hande soos Jesus. Amen. Hy kom herstel ons, hy vat hy seebreel. Vat hy weg. En hy stuur ons weg om wat te gaan doen. Om te gaan vertel wat Jesus doen. Amen. Amen. Ja, en die week en die week praat die Here praat met my. Hy sê jou bure. Nie hulle oordeel nie. Wat gaan jy te bid vir hulle? Bid vir hulle man. Is jy beter as jou bure? Ja, waar jy bly. Jy beter. Nie een van ons is beter as iemand nie.
Wie wat wys die Here laastyd vir my? Wees lief vir alle mense. Amen. Maak nie saak of hy dronk is of wie was jy? Jy was in die slote. Ek het jou in die slote gehad. Ons moet regkom man. Ons moet in die wil van die Here kom. Amen. Ons bly in Suid-Afrika. Hier het almal liefde nodig. Yes. Doesn't matter what the culture. Hulle almal hou van liefde kry van ander mense. Geen net om vir my. Ja. Dan sal Suid-Afrika Ja, 'n ja. ander land. Toch so waar. Daar sal nie hierdie goed Goed te wees. weet, yes. Geen liefde man aan ander mense. Wys 'n bietjie Jesus se liefde. Amen. Ja, nog iemand wat wil getuig, nie vir jou nie, enige iemand anders is. Prys die Here. Anders het jy ons woord van pastoor Hardus om die woord te bring, net soos die Here hom. Amen. Ons gaan hom baie kans gee, hy gaan lank en kragtig preek. Amen. Ons gaan die deur Kort en magtig. Here seën my boetie vanmôre. Seën hom, Here. Kom ons sluit ons oë. Dankie dat die woord al reeds geseënd is, Here. Ek bid so vanoggend, Here, vir die salwing wat die juke sal verbreek, Here. Dit naam. Dat die Heilige Gees sal beweeg van Ja, sukkel Here, tot sukkel, Here. Jesus. En ek bid vanoggend, Here, asseblief raak tog my tong aan met die skool van Here, want vanoggend, Here, is dit net U wat my in staat stel om die woord te kan bedien. Here, ek bid so elke broer, elke suster wat vanoggend nie hier kan wees nie. Hulle wat siek is, Here, raak tog aan in genees vanoggend, Here. Here, daar waar daar hartseer en verdriet is, Here, vertroos tog vanoggend, Here. Dankie Jesus vir die goedheid en die guns met baie danksegging. Amen en amen. So, hulle my verskoon vanoggend, ek so lank daar gepreek, ek weet nie meer om te preek nie. En ek gaan twee brille gebruik vandag, want een is vir sien en een is vir lees. So jong, antwoord is nie vir sissies nie. Ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. As jy vervolg word, terwyl dit met jou swaar gaan, wat is dan die doel daarvan? Maar wanneer jy vervolg word, wanneer jy goed doen, is genade by God. Baie genade. Want onthou as jy goed doen, dan kan mense dit nie hanteer nie. Ek weet nie of julle al jaloesie in julle lewe ervaar. Ek het baie genade. Julle moet maar nou vanoggend ook vir my verskoon dat ek praat ook maar. En maar kom ek sê gou vir jou. As jy nog nie jaloesie in jou lewe ervaar het, as jy die Here dien nie, dan het jy nog nie werklik die Here gedien nie. Jy weet jy, ons het so getroue God, né? Die Here waarsku ons altyd voor iets sal gebeur. Ek meen, seker so net aan die begin van die jaar, toe gaan daar 'n woord uit en die Here sê, jy gaan baie vervolging kry. En mense is jaloers en daar's baie nyd en alles teen jou. Maar jy dink tog, ag man, as jy nou kar klim en ry, dink jy, ja, vanoggend het die Here dit gesê, maar dit sal hom seker nie so erg wees nie. Maar kom ek sê vir jou, die vervolging is erg. Amen. Daarom wil ek vir jou sê, kind van die Here, as jy vanoggend die Here wil dien in gees en in waarheid, dan sal jy vervolg wees. Daar is nie 'n ander way vandag nie. Die Here sê dit in sy woord vanoggend. Jy sal vervolg wees. So moenie wonder as jy in allerlei versoekinge kom en allerlei dinge kom oor jou pad. Waarom kom dit? Jy weet, as ons so 'n bietjie terug stil staan vanoggend en ons kyk so terug oor ons lewenspad. Tyd. My vrou sê gister, tyd is 'n genadeloose ding. Jy weet dat tyd gaan net so verby. Die dag toe ek tot bekering hier gekom het in hierdie kerk, was ek 30 jaar oud gewees. Vandag is ek op pad, oor 4-5 jaar is ek 60. Dis wat tyd in jou doen. Dis wat tyd in jou doen. Nee, dis nie oud nie, maar dis wat tyd in jou doen. Maar jy doen goed pas hoor. Jy doen goed. So, goed, jou kilo's lyk nog laag. Ja, hy lyk nog jong. Ek wil jou vanoggend bemoedig en vir jou sê, moenie tyd mors nie.
Ek is af van wat ek wil. Ek gaan nou terugkom by my preek. Ja. Maar moenie vanoggend tyd mors nie. Want ons het nie tyd Tyd om om te te mors. mors, ja. Pastoor sê altyd, as jy in die helfte van jou lewe kom, dan is die tyd nader aan Jesus se koms Dit is. baie gouer as wat dit wat verby is. Dink 'n bietjie daaraan. Sê oor 20 jaar is my lewe verby. Is waar. Dan moet ek Jesus ontmoet. Dit is so waar. Baie mense, ons spreek almal die wegraping en ons spreek al hierdie dinge van maar onthou net, as jy tyd gemors het en Jesus kom haal jou en jy sê reg nie, wat gaan jy dan doen? Dit is. Wat gaan jy dan vir die Here sê? Hoorie, nee Here, maar ek het so baie dinge gedoen in my lewe. Ek het die afgelope tyd besef dat karre, goederes en dinge beteken niks nie. Is waar. Niks. Hierdie goed van die wêreld beteken vir jou niks nie. Dis geld, dit beteken niks nie. Want jy het dit nou en dan het jy dit nie. Hoe sê my vrou altyd, dis 'n ruilmiddel. Maar ons het dit nodig om te oorleef. Ja, baie waar. Luister nou mooi vanoggend, want ek gaan by die preek kom, want ek wil preek vanoggend. Maar ek wil ook 'n bietjie getuig. Ek wil vanoggend vir julle sê dat weet jy hoe goed is die Here vir my? Amen. Ek werk 2,5 jaar in my nuwe pos. En in 2,5 jaar se tyd het ek 4 nuwe winkels oopgemaak. En ek wil vanoggend vir jou sê, dis net die Here wat jou die krag gee. Ek ken nie 'n ding soos moeg word nie. En nie dat ek vanoggend wil breek nie. Maar onthou, hierdie tempel word afgebreek. Hy word elke dag afgebreek. En dan kom daar 'n tyd wat jy nie meer kan doen wat jy gedoen het. So, ek wil vanoggend vir jou sê, as jy asem in jou neus het vanoggend, en jy kan nog die Here se naam groot maak vanoggend, haas jou om dit te doen vanoggend. Dis so waar wat Suster Selma sê, ons bure bly rondom ons. Ek is net so skuldig vandag. Daar bly so baie mense om ons, daar waar ons bly, wat bejaarde mense is. En wie ons bid nie vir hulle nie. Ons gaan besoekie vir hulle nie. Ons gaan nie net sê, môre hoe gaan dit nie. Jesus het jou lief. Ons doen nie dit nie. Ons sal maar eerder net so snel, die lewe snel net so. As jy elke dag gejaag, dan met my karretjie, ry. As ek in die aande by die huis kom, dan kan ek nie, dan moet ek slaap, want ek is uitgeput. Maar ons vergeet van die siele om ons. Mense wat verlore gaan. Jy weet, dit is maklik om te sê, ja, maar hulle is in die NG Kerk, of hulle is in die kerk, of daai kerk. Maar dit gaan nie oor 'n kerk nie. Dit gaan oor 'n siel wat verlore gaan. Ek wil jou bemoedig volgende vir jou sê, man, ek het die afgelope tyd baie weer gedink oor wat die Here vir my gedoen het. En ek het gaan terugdink en teruggekyk wat die Here vir my gedoen het. En ek het besef, en ek sê, Here, ek het die basiese goed verloor. Ek het die basics in my lewe verloor. Want ons kom in hierdie resies, en ons is besig met hierdie resies. En ons begin vergeet van die basiese goed. 15 jaar terug was dit geen probleem geweest om aand na aand op my sak te lê en die Here se aangesig te soek. Maar die lewe, die gejaagde, wat vat dit weg by jou? Ons raak gemaklike Christene. Ons lê in ons bed en ons bid 'n gebedjie. Het jy geweet dat jou bed die gevaarlikste plek is? Want daar kan jy nooit weer opstaan nie. En daar moet jy Jesus ontmoet. So ek wil vanoggend, wat ek probeer sê is, kom ons keer terug na die basics toe. Want ons het vergeet van die basics. Ek meen, hoeveel van ons, kom ons vat 'n voorbeeld. Ek het seker 20 Bybels in my huis. Maar hulle lê oral. Ons vat nie die woord van die Here mee nie. Ja, ons vat hom gou vinnig, kyk vinnig hier versie as ons in die moeilikheid is. Kyk jy as jy in die moeilikheid kom, dan as jy dan vinnig om die Here te praat.
Dan sê jy ook, Here, in die woord staan geskrywe, roep my aan en Ja. jy sal my uithelp, Val maar ek op moet die nie grond. kry. Kind van die Here wil vanoggend iets op die huis bring. Ons het verloor amper 'n kosbare parel wat ons gekry het. Want jy weet dit het gejaag geraak. En ons almal is vanoggend in daai ding. Dit het gejaag geraak. Ons moet nou. En ek praat vanoggend met myself. Want dit gaan met my so vanoggend. As iemand nou bel en piep en skree en goed, dan spring my ry ek. Want jy moet gaan handjies vashou. Maar waarvoor is ons gemaak, kinders van die Here? Ons is gehelp, ons is gemaak om ander mense te help. Dis hoekom die Here ons gemaak het. Amen. Ons is nie gemaak vanoggend om vir onsself te lewe nie. Jy weet, dit is soos Suster Selma sê, dis maklik. Ons loop in die dorp, iemand vra geldjie, né? Jy het geld. Maar jy is nou, man, moenie, ek gaan nie vir jou gee nie. Ja, sal ek vir gee. Verstaan jy wat ek volgende keer sê? Onthou, jy is Jesus se hand. Ja, is hande. Ja. Miskien nie daai ou nie kos nie, jy gee vir hom R20. Daai R20 gee jou tog nie armer maak nie. Ons almal weet dit volgens. Onthou, kinders van die Here, ek wil volgende keer sê, as die Here jou seën, dan gaan dit met jou goed. Dan het jy 'n oorvloed volgens. Onthou, ons het miskien miljoene in die bank. Maar ons het iets anders in die bank. Wat ander mense nie het. Ons het vanoggend 'n ewige lewe. Jesus het vir ons 'n prys betaal aan die kruis gevolg. Sy wonde het daar vir ons genesing. Amen. Deur sy bloed wat gevloei het, het daar vir jou verlossing gekom. Ja, dankie Here. So ek wil volgens net vir jou vinnige, ek wil nou gou getuig voordat ons aangaan. Ek ry so 2 weke terug. Eenoggend het ons 'n vergadering in die Kaap en dit is vroeg in die môre, so ek ry altyd so 4:30 uit Porterville. Want ek wil nooit laat wees vir die vergadering. So dan as ek sommer so 2 ure voor die tyd al daar. Ry ek en ek is op die pad versigtig, dis nie mistig nie. Ek het om my kar geloop 7 keer. Ek wil vir jou sê vanoggend hulle kan maar lag soos hulle wil en doen en sê wat hulle wil. Maar as ek lankpad vat, dan loop ek 7 keer om my kar. En ek pleit my voertuig onder die voet. Ek sê, Here, help my tog net dat my oë sal oorwees op hierdie pad, dat ek net versigtig sal ry. En ek ry, weet jy, die hele pad versigtig, niks. Ek kyk vir donkies, beeste, enige ding. Want jy weet nie wat kom op die offer. En wie jy net voor Wellington, in 'n sekond verslap ek my aandag, né? En toe ek weer opkyk, staan nie iets voor my. En ek kan niks doen nie. Binne in hom vas. Ek wil vir jou sê, ons moet waaksaam wees. Baie. Onthou net die duiwel, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Ja, slaap ook nooit. Of soek na die wat hy kan verskeer volgens. En hy wil die kinders van die Here, wil hy verskeer. Hy het nie tyd vir ons vanoggend nie. Hy is nie ons speelmaat vanoggend. As hy jou kan doodmaak, maak hy jou dood vanoggend. En weet jy, dit raak 'n slep in my lewe. Want ek moet in my voertuig invat en dit moet geses word en ek moet weer ingaan en ek moet 'n ander voertuig kry en dit raak 'n slep. Maar 1 sekonde wat ek verslap. Ek wil vanoggend vir jou sê, moenie 1 sekonde in jou lewe verslap vanoggend nie. Want as hy 1 sekonde wat jy 'n mistake maak en jy mis die ewige lewe. Jy kan die Here 30 jaar of 40 jaar lank dien. Maar jy maak net daai een mistake. Is goed, wat? En dit is verby vir altyd. Weet jy, ek wil vir jou sê familie. Familie is 'n ander ding. Ons verstel my daaroor getuig, maar familie is 'n ander ding. My broer of my suster en haar man het die Here gedien. Al hulle kinders het die Here gedien. Almal van hulle. Ja. Maar as ek hulle bel en vra om saam te kom kerk toe, is hulle so wild soos môre heeldag. Ja, dit is wild. Kind van die Here, kom ons toetsie vir God en wag tot op die laaste oomblik dat iets moet gebeur nie. Jy weet, ek vat hier baie profesie uitgaan. Die Here het gesê hy sal my broer tot in die laaste oomblikke van sy lewe, tot in die kake van die dood, sal hy hom genadig wees. Wil jy in daai situasie kom vanoggend, waar jy is in die kake van die dood is vanoggend, en dan uitroep, Here, help my asseblief. Wil jy in
daai situasie kom. Nee. Right. Matteus 6 vers 33 vir die wat hulle Bybels wil hê. Ek gaan nie die hele Matteus 6 vir julle lees nie, maar julle kan die hele Matteus 6 gaan lees. Net hierdie skrif, Matteus 6 vers 33. Verskoon my as ek so lank getuig het of gepraat het. Ja, ek moet lang preek vanoggend, so julle moet dan maar gemaklik sit, ons die 4:00, 5:00 vanmiddag se kan klaar. Maar so ek wil net vir iets bysê by jou storie wat eintlik so treffend is. Ek kry 'n video van 'n ou wat 'n man en 'n vrou na die spur toe vat in Pretoria. Hulle was nog nooit ooit in hulle lewe in die spur nie. En hy het nog nooit die see gesien nie. So en die ou het nou vir hulle brille laat maak, maar hy sê in die program vir die oompie: "Oom, jy dink ek doen vir jou iets. Jy besef nie wat jy vir my doen nie." So. Ja. Daar lê die kets. Yes. Daar lê die Daar lê die. Nee, dit is die waarheid. Ons kind van die Here, ons besef nie daai klein daadjie. Dit moet nie 'n groot verskriklike ding te wees. Ja. Net daai een spesiale daad vir iemand op 'n dag Wat dit nodig is. verander iemand se lewe. Ja, vir altyd. Yes. Matteus 6:33 sê, maar soek eers die koninkryk van God. Yes. En sy geregtigheid. Is. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Amen. So wat beteken dit? Dit beteken voor enigiets en meer as enigiets. Soek eers koninkryk van God volgens. Kind van die Here, jy kan volgens alles doen wat jy wil. Jy kan volgens alles begeer wat jy wil. Maar soek eers die koninkryk van God. As ons vir Jesus soek en ons stel hom eerste in ons lewe vir alles wat ons doen, sal die Here vir ons byvoeg. Amen. Nodig het. Amen. Ek wil vir jou sê, baie kinders van die Here het hierdie idee dat Jesus is soos 'n dolmasjien. As jy iets nodig het, dan trek jy die hendel en dan moet die Here net voorsien. Dit werk nie so. Nee. Soek eers die koninkryk. Ja. En al sy geregtigheid. En hy sal vir jou alles byvoeg. Yes. Wat jy nodig het. Soek eers. Hoor vanoggend, wat jy nodig het. Nie wat jy wil hê nie. Wat jy nodig het. Wat jy nodig het. Daarna moet ons oplet in ons lewe. Ons moet leef vir God en ander voor ons moet ons leef voor ons leef vir ons. Yes. Ja. Ons moet vir ander mense vanoggend omgee. Amen. Ons moet vir ander mense iets kan beteken en iets kan doen in die lewe vanoggend. Want Jesus het nie vir my en jou gered vanoggend dat ons moet gemaklik wees nie. Jesus het vir my en jou vanoggend gered sodat ons vir ander mense iets gemaklik kan doen. En wanneer jy vanoggend vir sê, man, ons kan na baie dinge toe gaan en ons kan doen wat ons wil. Maar weet jy wat? Ons het die respek vir God se woord verloor. Dis die waarheid. My tema eintlik vanoggend is wat ek wil oor praat, wie is jou slaaf vanoggend? Ja. Wat hou jou vas vanoggend? Ja. Om eers die koninkryk van God. Dit is so Jy waar. weet, ek wil vanoggend ek oordeel nie vanoggend 'n ander geloof of enigiets. Maar ek wil jou vanoggend sê, daar's 'n geloof wat respek het vir 'n dooie God. Soos wat ons nog nie. As die waarheid is van waar to the last limit. Jy weet, daar is 'n geloof wat sê ons gaan nou bid. Dit En dan almal. bid jy nou toe. Dis so waar. Maar as ons sê kom na die biduur toe of kom volgende diens toe, dan het ons nie verskoning. Skoon ja. Dan is dit nee, pastoor, ek kan nie dien nie of my tannie of my oom of ons kan nie, ons het altyd 'n verskoning. Ja, dis waar. Maar weet jy wat nou? Ek het agtergekom ons vat Jesus vir niks nie. Dit is Ons vat die Christendom, die geloof wat ons aanhang, vat ons vir niks nie. dis die waarheid hoor. Ons het hierdie lekker Jolly, petrolie, lou, lekker
ons is die Christene en ons is in die kerk en daai kerk en alles is net lekker en ons gaan sommer daar na die strandkerk toe Sondag met ons plakkies en ons kort broek en sommer met my oorfone op en ek weet nie wat alles nie en ons is net so lekker casual. En ons besef nie dat daai dooie God wat hulle aanbid, ons het 'n lewende God wat ons aanbid. Maar ons besef dit nie. Ons het nie respek vir Jesus se huis nie. Baie van ons kom hier in, ons kom net Sondag kerk toe, dat ek asseblief tog net uit 'n pastoor, ek moet net met my hare uitkom, dat ek tog net my gesig wys en dis al. Hallo, jy maak dit nie, jy kom die verkeerde gesindheid. Amen. Jy moet kerk toe kom om Jesus se naam te bid. Dit gaan alles oor Jesus. Oor niemand anders. Ek wil vir jou sê, ons kan preek in die kerke hoe mooi ons wil preek. It's all about Jesus. Dis net waar dit gaan. Amen. Dit gaan oor Jesus wat vir ons die prys betaal het volgens. Wat vir ons die weg gemaak het volgens. Ek wil vir jou volgens sê, ons kan al die geld, al die goud en die silwer, jy kan dit alles in jou lewe hê. Maar sonder Jesus, seker dit niks volgens. Soek eers die koninkryk van God. En al sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir jou bly. Ek wil vir jou sê, as jy in 'n finansiële verknorsing is en jy sukkel en jy kom nie reg nie, soek eers die koninkryk. En Jesus sal vir jou uithelp. Ek wil vir jou sê vanoggend, as jy bang is vir hierdie land, as jy hoor al die dinge wat hulle sê, soek eers die aangesig van God. Moenie bekommerd wees, moenie angstig wees. Want dit gaan nie help nie, kyk angstig rond nie. Plesier gaan nie vir jou in die hemel inbring volgens nie. Ja, kind van die Here, ek sê nie ons moet soos ons moet net daar by die huis sit en toegedraai doeke en ons moet mombakkies en alles en daar sit jy en nou dink jy is heilig nie. Maar daar's plesier en daar's plesier. Kind van die Here kan ook plesier hê. Ek en pastoor, ek was al op konferensies gewees waar ons gelag het dat jy kan opstaan na die tyd. Maar dit is goddelike dit was lekker geweest. Want jy saam met 'n klomp godsmanne in 'n kamer, en jy's 'n jong bekeerling en jy ervaar hierdie dinge. So daar's plesier om die Here te dien. Amen. Maar ons kan nie wêreldse plesier in ons lewens inbring nie. Ek wil vir jou sê, kind van die Here, jy moet Jesus se koninkryk eerste stel. Dit moet jou begin en jou einde wees. Alfa en Omega. Jou eerste en jou laaste. Dis wat dit moet wees vir ons. Ons moet nie ander, ons moet ons oë hou op Jesus Christus, die volheid van ons geloof. Want ek wil vir jou sê, as jy oor van Jesus gaan afval, en hy sal Jesus preek en Jesus preek en Jesus preek tot die dag wat hy doodgaan. Hy sal niks anders te preek. Because he saved me. Nobody else saved me. Only Jesus. Ek wil vir jou sê, ek was al in situasies gewees voordat ek die Here gedien het. Want ek uitgeroep het, Jesus, wees my genadig. En hy was my genadig. Hoekom was hy my genadig? Want hy het 'n plan met my. Halleluja. Wanneer laas was jy in die verknorsing gewees? Wanneer laas was jy in die drukgange van die lewe? Dat jy gevoel het, Here, ek weet nie wat ek kan doen nie. Want ek wil vir jou sê volgende, as jy nie in die drukgange van die lewe kom as 'n kind van die Here nie, is daar 'n fout in jou. Want dan gaan dit te gemaklik met jou. Dan sit jy lekker op jou rusbank. En alles is hankie-dorie. Kind van die Here, die woord sê, hy wat Jesus godsvrugtig wil dien, sal vervul. Ons moet vanoggend met God se woord, met ons vrede maak. En ons moet aanvaar, dit is die enigste woord. En dit is die regte woord. Daar is geen ander woord. Die woord van Jesus. Hy sê,
Alles op hierdie aarde sal verbygaan. Verbygaan. Maar my woord sal Ewig bly. Halleluja. Hulle kan die Bybels brand. Hulle kan die berge platslaan. Hulle kan al die klippe kras. Hulle kan alles doen. My woord sal ewig staan. Jy weet, die woord is so mooi, die woord van die Here. Hy sê Jesus of God die Vader gebruik hierdie aarde as 'n voetbank vir sy voete. Dis hoe groot Jesus is. Sy stem is die lam sy stem. Tak ook 'n lam. 'n lam. As hulle sy stem hoor. Net sy stem. Waarom twyfel jy dan vas? Die kind van die Here is 'n grootste probleem. Ons twyfel oor alles. Ons bid, Here asseblief. Dan staan ons op en sê, ag, dit sal tog nie werk nie. Jy weet nie wat nie en al die lekker. Ek ken daai storie. Ek klag op. Ek weet. Ek het 5,5 jaar in 'n plek gewerk. Wat ek gedink het, Here, ek sal dit nie maak nie. Hier staan ek vandag. Jesus het my deurgegaan. Geen leed. Amen. Die woord van die Here sê, dit wat hulle beplan, sal nie na jou kom. Sal nie na jou toe kom nie. Al val daar 1000 aan jou linkerkant en 1000 aan jou regterkant. Dit sal nie na jou toe kom. Maar dan moet jy Jesus doen. Amen. Dan moet jy niemand anders te dien. Jesus alleen. Ek wil vir jou sê, dan bid ek en dan vra ek, Here, dan wanneer dan? Maar weet jy wat, baie van ons kry 'n woord van die Here af. Dan wil ons sê dit moet môre gebeur. Nou gebeur. Ja, nooit so gebeur. Die Here sê vir my in 2013 in 'n die biblioteeksaal, deur die moderator, sê vir my eendag, nie ver van vanaand af nie, gaan jy op 'n hoër platform staan. Jo, man, ek opgewonde, is bly wat jy, hierdie week gaan die dinge gebeur. Weet jy wat? Dit vat 12 jaar. Ja, voor dat. 12 jaar. Toe begin dit so bietjie roer. Is nog nie al. Nee, dit by my roer dit nou. Dink jy? 29 jaar begin dit. Nou dink jy, joh, Here, dis nou hierso. Dit roer 'n bietjie. Dan raak ek dood. Dood nou. Dit roer niks meer. Ek sê jou. Jy blaas my niks. Dis vreeslik, jou. Kind van die Here, dan raak ons negatief. In plaas van dat ons sê, Here, U het gesê. Ek wil jou vanoggend bietjie opgewonde maak. Ons moet weer 'n bietjie, ons moet bly raak en besef, maar God is aan jou kant vanoggend. Jesus wil nie vir jou vernietig volgende nie. Jesus is aan jou kant volgende. Maar hy het nodig dat jy in sy span. Jy weet, ek kyk en ek sê niks daarby nie. Ons mag plesier hê. Maar kyk gisterand, né? En ek sê, Here, 90,000 mense skree vir 30 ons. Hulle longe. Dis die waarheid. Hulle is bly daar. 90,000 mense. Dis die waarheid. Maar in die kerk vir ons dooie, lamsiek mense, ons hande kan optel nie. Maar Saterdag aand kan ons skree en dit klap. Ja, die broeder daar. Ek wil vir jou sê, die lewe, ons moet regtig begin besef, dat die lewe nog God is. Ons moet vanoggend besef dat ons nie kan in hierdie wêreld se plesiere wil deelneem. Nee. Maar ons kan nie Jesus in hand gaan. Kom ons staan op en ons besef hy het die prys betaal vir ons. Ja, groot prys. Jy weet hoekom sal jy jou bekommer? Hoekom sal jy jou vanoggend bekommer? Jy weet die woord van die Here sê jy kan jou bekommer nie 1 el by jou lengte volgaan. En ek het gaan kyk en gewonder, Here, wat beteken el? En as jy gaan kyk in Psalm 35 vers 9 of Psalm 35 vers 9, dan sê dit 'n el is 'n maat. So jy kan nie 1 centimeter, 0 centimeter, jy kan niks by jou lewe voeg nie. Jy kan nie langer word nie, jy kan niks doen nie, as jy gaan bekommer nie.
Hoekom bekommer jy jou oor wat jy môre sal dra? Of wat jy môre gaan eet? Nee, is maar brood. En waar sal ek my kop neerlê môre? Hoekom bekommer jy jou daaroor? As jy gaan kyk in God se woord en sê, hierdie is die dinge wat die heidene oorkwel. Die heidene worry oor, waar sal ek vandag my klere vandaan kry? Maar as jy gaan kyk in die woord van die Here Matteus, dan sê hy, die lelies van die veld, selfs Salomo in al sy heerlikheid, was hy so mooi bekleed. Ja, Hoekom is ons dan bekommerd? Ja, dit is maklik om te sê, ek verstaan wat jy sê. Maar wie wat nou, soek eers die koninkryk van God, al sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Roep my aan in die dag van jou benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Yes. Maar as jy daai stuk vergeet, jy moet my eer. Ja. Ons sê net, roep my aan in die dag van jou benoudheid, ek sal jou uithelp, en dan stop ons. Ja. En dan vergeet ons om Jesus te eer. Ja. Kind van die Here, weet wat, ek het agtergekom en ek kry dit in my eie lewe. Ons is omskaam vir die evangelie. Is dat? Ons is dan bang om in 'n winkel vir iemand te sê, hoorie, maar die Here het my gesê. Of die Here het dit vir my gedoen. Of Jesus het vir my deurgekom. Ek ervaar dit in my eie lewe. Want ons is bang, wat sal mense sê? Ja. Wat kwel jou tog oor wat 'n mens sal sê? Kwel jou oor wat Jesus sal sê? Want wat sal jy maak as jy by Jesus kom en hy sê vir jou, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Ja. En jy sê, Here, maak die duiwels in die naam uitgedryf en profeteer. Ja, ek moet dit doen. En Jesus sê, gaan weg van my af. Hy sê in sy woord, dis tyd dat ons moet die woord bedien, dat mense die woord kan hoor. Hy sê in sy woord, as jy jou skaam vir my, voor mense, sal ek jou skaam vir jou, voor my Vader. Dis wat die woord van die Here sê. Dink net hoe verskriklik sal dit wees. As jy daar staan en Jesus sê vir sy Vader, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Jy weet nie wie hy is. Mense gaan met 'n skok besef wat gebeur in hierdie lewe. Jesus weet jy het al hierdie dinge nodig. Hy weet jy het klere nodig. Hy weet jy het kos nodig. Hy weet jy het finansies nodig. Hy weet jy het goed nodig sodat jy kan voortbestaan. Ja. Yes. Vertrou slegs op die Here. Yes. Moenie op 'n mens se arm steun. Want die woord van die Here sê, vervloek is jy wat op die arm van 'n mens steun. Kind van die Here, Jesus sal vir jou deurkom. Nie mense. Ek het gesê, wie onder julle wat hom kwel, sal 1 by sy lewe voeg. Niemand kan nie. Matteus 6 vers 26 sê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog, so mens so sukkel. Tog voed julle hulle, Hemelse Vader hulle. Is julle dan nie baie meer werd as hulle nie? Ja. Al die voëls in die hemel, die Here sorg vir hulle. Maar ons twyfel dat Jesus vir ons dit kan doen, ja. Ons moet op 'n twyfel, kind van die Here. Nou, ek het gesê, vertrou net op Jesus. Ek wil jou volgens 'n paar skrifte gee. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou pad gelyk maak. Psalm 56 vers 4 sê, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Wie van julle het al gevrees in die lewe? Wie van julle ken vrees in die lewe? Die woord van die Here sê, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou, Here. Dit is maklik, ek weet vanoggend, man, ons almal is mens, ons is almal vlees en bloed vanoggend. As ons
Elkeen se omstandighede is vanoggend anders as ander ja. mense omstandighede. Yes. Broer Karol se omstandighede is nie soos myne nie. Dit Hy is. ken nie myne nie en Ja. ek ken nie syne nie. Ja. Ek weet nie wat 'n smarte is in sy lewe nie. Ek weet nie wat sy probleme is in sy lewe nie. Ek weet nie wat gaan met sy werk aan nie. Ja. Hy weet nie wat gaan met my werk nie. Dit is Elke mens het sy eie strijd. Elke mens het sy eie stryd. Amen. Maar as jy wil begin vrees, vertrou net op die Here. Amen. Hy sal vir jou deurkom. Ek sê vir jou vanoggend, die Here het al hoeveel keer met my gepraat en gesê, keer terug, sak en as, wil nie luister nie. En elke keer as die blokke skroei, sak en as. Dis al broeder Sean. As jy nie wil luister nie, die Here sal vir jou druk in 'n pers. Yes, Sodat jy Dan die maar Here het vanoggend vir ons gesê, ek het julle lief met ewige liefde. Dankie, Jesus is nie iemand wat ons om te sambokkel slaan nie. Ja. Jesus wil vir ons die beste in die lewe gee. Amen. Maar die Here ken op die mens. Die Yes. Here weet vir wie kan hy miljoene gee. Die Here weet vir wie kan hy 'n groot job gee. Yes. Die Here weet vir wie kan hy vertrou met baie dinge. Ja, ja. Amen. Die Here weet vir wie Hy hy weet. vir elkeen iets kan Hy gee. weet. Wees tevrede wat die Here vir jou gee. Amen. Alles is dan net om in Porterville te bly Ja. in jou huis Baie lekker. en bure rondom jou Lekker daar. vir wie jy kan bid. Wees dan bly daar. Amen. Want dit kom uit God se hand. Ja. Wyn, jy het ook 'n werk wat jy baie seker ry. En ek het 'n werk wat ons baie ry. Maar ek sê dankie Here. Ja. Want dis wat Ja. ek wou gehad Ja. en die Here het dit voorsien. Dit is. Daarom kla ek nie daaroor nie. Ja. Daarom is dit vir my so lekker as ek in my karretjie spring en Ja, jy sien ry. die hele Want wêreld. ek sien die wêreld verniet. Amen. Ja, dis En waar. ek kom in al die koue plekke. Ja. Waar ek nie wil wees nie. Lekker, man. By dieselfde plek is een van die daar warm plekke. Hy is goed. Spreuke 16 vers 3 sê, laat jou werke aan die Here oor. Ja. Dan sal jou planne uitgevoer word. Uitgevoer. Laat jou werk aan die Here oor. Ja. Dan sal jou planne uitgevoer word. Yes. Dit wat jy beplan, bespreek dit met Met Jesus. Here, ja. Amen. Ek wil vanoggend vir die kind van die Here sê, om jou planne met die wêreld te Dit bespreek. bespreek. Dankie, Here. Want die Dankie, wêreld Here. Hoor oor jou nie. gooi vir jou Ja. onbewussyn. Die wêreld het met jou nie 'n saak nie. As hy vir jou kan vertrap en mors, dan doen hy dit vir jou. 1 Johannes 5 vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Ja. Hoor ons volgens Volgens sy. wil. Nie jou wil volgens. Here, ek soek 'n miljoen rand asseblief. Nee. Dis nie God se wil nie. Nee. Die Here sê ek gee jou 50 Maar rand. ook nie die Want jy het net 50 rand nodig. Ja, ja. Waar? Kind van die Here, wees versigtig wat jy vir Jesus vra asseblief. Ek het nou sê God is nie 'n dobbelmasjien nie. En dis wat kinders van die Here moet maak. Ek Ja. wil jou vanoggend sê hulle kan my kruisig en doen wat hulle wil. Prosperity preek. Is waar. Ja, Is die waarheid, die waarheid. en waarom moet jy 'n jet hê? En jy bou nie. Ja, presies. En waarom moet jy al hierdie goed hê? Hoe baie goed. Om kinders van die Here te bereik. Nee. Jesus het vir ons hierdie evangelie gratis gegee. Amen. Ons moet hierdie evangelie gratis uitdeel. Ja, ek weet. Hulle wat vir die Here werk, het fondse nodig om die werk van die Here te doen. Ja, Maar dan moet jy dit op die regte manier doen. Ja, de regte manier Ek wil die volgens jets sê, klokkie. Vra volgens sy wil. Wel ja. Jesus se wil is nie dat jy moet skatryk word en jou gemeente arm is. Dit Dis nie God se wil nie. Dit is goed. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Hoor jy volgens kind? Yes. Deur geloof, nie deur aanskouing. Ja, ja. Ons moet eers sien Ja. en dan glo. Ja, nee. Andersom. Andersom. Ons moet eers glo En dan sien. en dan sal ons sien. Dis die waarheid. If we believe, We will we see. will see. Yes. If we don't, we Yes. if you first want to see, you will believe. Nee, is die waarheid. Dis dan waar.
Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Ons moet vanoggend die woord van die Here vat. Ons wil nie ons eie Bybel nie, want baie van ons het ons eie Bybels. Ons Bybels werk nie. Ons het my Bybel gaan werk. Myne sal nie, ek het al getry werk nie. Dit wil ek werk. Ek het al baie keer getry my eie ding te doen, broer Shaw. Dan brand my soms. Ja, dit werk nie. Bly maar net by Jesus. Amen. Ek wil vir jou sê vanoggend man, as jy dit nog nie weet, die kind van die Here, as jy jou hart vir Jesus gegee, dan behoort jy aan hom. Ja. En as jy wil uitspring uit sy hande uit, gaan jy pak kry vir hom. Ja, ek gaan pak. En of jy sê vanoggend bly Jesus se weer. Psalm 121 vers 3 sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Yes. Jesus never sleeps. Never. Amen. 24/7 kyk hy na ons. Jesus, hy waak oor ons 24 ure 'n dag. Weet jy daar waar ek bly daarbo? Ja. In die aand is dit so stil, ek hoor niks nie. I don't hear nothing. Sometimes if I get up at night I wonder, what is there still life? Wonderlik, ek hou van die stilte. Die rapture. Spreuke 16 vers 20 sê, wie ag gee op die woord, sal die goeie vind. En hy wat op die Here vertrou, is gelukkig. Ek gaan afsluit volgende. Is net 'n paar gedagtes wat ek by jou wil los. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, kom ons begin om Jesus te vertrou. Yes. Ons moet die Here vertrou. Kind van die Here, ons het nie 'n keuse vanoggend. Ons moet op Jesus vertrou. Amen. Want op wie anders dan prinse en perde, en dit gaan vir ons niks help, konings Jy gaan nie help nie. Die staatspresident kan vir ons niks doen. Nee, maar dit sou kan En die ou van hierdie party en die ou, hulle kan vir ons niks doen. Ek bid vir hulle, ja, maar hulle Is nie so alleen. En Jesus alleen. Ja, die waarheid, ek bid, I pray for them. Dit is wie vanoggend jou voete kan rig. Dit is wie vanoggend jou paai vir jou gelyk sal maak. Dis wie vir jou die gevegte sal veg vir. Ja, En jy moet bereid wees om te submit vir. Ja, submit, ja. Kind van die Here, kom ons raak weer dat ons onder Jesus inskuif. Want as ons onder Jesus gaan inskuif, dan gaan ons 'n lewe van oorvloed hê. 'n Lewe van blydskap. Dan ek kan vir jou sê, ek gaan nou afsluit, gee my net nog vir 'n paar sekondes. Ek kan vir jou sê vanoggend, en ek kan vir jou getuig, want dan sal ons tot 5:00 of vanaand 12:00 wees. Dit was die lekkerste gewees om so met Jesus te beweeg. Ek praat van so. Ja. Dis nie meer lekker as dit so gaan nie. Nee. Dit was lekker gewees om onder die salwing te beweeg. As waar. Dis lekker as jy in jou kar klim en jy ervaar Jesus se teenwoordigheid, ja. Dis lekker as jy in jou bed uitklim vanoggend en jy ervaar die salwing van die Here by jou. Maar dis nie lekker as jy begin vra, Here, waar is U? Ja, is waar. Here, hoekom het U my verlaat? Maar weet jy wat sy woord sê? Ek sê jou nooit begeer of verlaat nie. En ons moet as kinders van die Here moet ons begin vashou aan God se beloftes. As die Here hierdie woord seën, mag dit vir iets beteken. Amen. 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 Goeie preekers van die Hardes weet om op my voete trap, maar nie op my toonale. Ek wil vanmôre vir die Here God dankie sê vir hierdie kosbare woord. Broeder Roos, ek sit hier. En die Here God sê ek moet vir jou sê, roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Pak jou bakkie in die geloof. Sê Here, vanmôre af gaan ek werk soos ek nog nooit gewerk het. Ja, dit is. Laai jou kinders op en af en op en af. Ja. In die plek van die werkers wat jy gaan oplos. Ja. En jy gaan terugkom met 'n getuie. Ja. Sal sê, Here, my wiel het gedraai. Ja, jy wil gaan draai. Doen dit vandag. Manifestasie. Doen dit en sê, Here, ek roep Here
Ek is U kind, Here. Ja. U weet, Here, ek wil vir ander mense, ek wil ook geld hê, maar ek wil ander mense ook help. Help my om ander mense te help. Vanoggend die hele preek vandag het gegaan. Hoe lyk jou hart voor God? Gaan dit oor jou of gaan dit oor mense? Hoor mooi vanmôre. Ons bediening, die Here weet alleen. Ek is so trots, ek wil broer Willie vra om my volgende Sondag te preek. Prys God. Ek wil, want weet jy wat, kind van die Here? Ek wil vanmôre vir julle sê. Dit is so lekker om te voel, ja Here, ek het 'n ou saadjie gesaai. Ja. En jy sien wat die Here Is dit waar gebeur? En jy voel maar Here, die man het nie by YouTube gaan luister wat hy moes praat het. Hy het by Jesus gaan hoor. Dit is nie 'n leersaak nie, dit is 'n hoorsaak. Is dit waar vanmôre? Weet jy ons bediening hier moet gaan, nie oor 'n leersaak nie, maar oor 'n hoorsaak. Amen. Hier gaan ek gaan dit weer sê vanmôre, hier gaan ons nie begrawings en seminare hou nie. Hier gaan ons by Jesus hoor. Want ek wil vanmôre vir jou sê, dis hy en hy alleen. Mag die Here God ons help dat ons weer sal terugkeer na ons eerste liefde. Amen. Dat ons weer daai soetigheid van God se gees in ons binneste sal ervaar. Ek kyk net hoe ek sien terwyl die profesie uitgaan, hoe raak dit vir broer Willie. Hey, God se woord moet ons weer raak in ons binneste. Hierdie harde klip, oomie, jy moet hoor wat God vanmôre vir jou sê. Hierdie harde klip in jou lewe moet God ombreek. Sodat jy sal sag raak voor die Here. Jou eie wil sal weggooi. Broer Willem sê altyd my wil is nul en my reg is weg. Dat dit sal gaan oor Jesus. As ek jou nie lief het nie, gaan ek nie vir jou sê nie. Maar terwyl ek vir jou sê, moet ek kyk na myself. Here, hoe lyk ek voor U? Is dit waar? Hoor man, ons mag die lewe, ons moet die lewe geniet. Daar is vir my niks leliker as 'n dikbek mensie. Is dit waar? Slegte gesindheid. Dit is lelik. Weet jy wat is mooi? Die blydskap van die Here. Weet jy, kyk na die kind van my, dis my oudste seun daar. Hy ry ons af na Dikkie toe. Dan sien man hom op sy stukke hoor. Dan lag hy, as hy lag, lyk hy soos 'n jagsnoek, die oogies trek so. Nou ry ons. Harde bestuur, ek sit langsaan. Ek sê later, jy gaan jou hart klap. Hoekom pastoor? Want hy ry op die lorry se sterre, dan wil hy uitdraai en verbygaan. Ek sê, jy voetjek jong, draai lank voor die tyd uit jou lorry, bakkie is starig, laat ons kan stoot hou. Ek sê, anders tussen my Dikkie kom met die nuwe seat in sit, ek het hom opgevul van onderaf. Weet jy, dis lekker om saam te geniet, man. Amen. Maar weet jy, dis lekkerder om hier te sit en te ervaar, God se gees is vanmôre in hierdie plek. Want dis al wat ons sal vrymaak, is die gees van God. Halleluja. En ek weet nie van jou nie, by my is daar baie plek vir verbetering. Mag God ons help, dat ons mekaar in die hand sal vat. En sal sê, hoorie, moenie moeg raak nie. Moenie mat raak nie. Kom ons volhard. God gaan vir ons deur. Hy het al reeds vir ons deur. Bruneel, hy kyk na ons. As ek hom so kyk na my en jou se figuur broer, dan kyk jy hier mooi na ons. Voor en agter. Kom ons staan op en ons sing lekker saam tot eer van die Here.
Is al die berge rondom Jerusalem. Ja, ja. Rondom Jerusalem. Dis reg, ja. Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus, and we thank you that we can come together like this. We are a family, and we ask blessings and guidance through the Holy Spirit this coming week, so that we can all come back together in the Spirit. I thank you, Jesus. Amen. Mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God ons Vader met ons wees en by ons bly. Here, help ons dat ons rein voor U sal lewe in Jesus naam. Here, seën vir julle, baie lief vir julle, gaan in die vrede van die Here. Amen. Ek wil net vir pastoor Harde sê, hoekom aan 90,000 mense was as die bulle het nie gestuur.